Kom ons maak oor toe dan bid ons saam. Here God, dit wat ons met ons gewone oë nie kan sien nie, maar wat ons weet met ons geloofsoë waar is dat U self in hierdie gebou is vanoggend. U is by ons. U glimlag wanneer ons sing, lof sing die Here. Wanneer ons U naam groot maak, is dit vir U goed. Dankie dat ons hier kan wees, in U teenwoordigheid, saam met mekaar, dat ons U saam kan aanbid en saam kan loof. Here, maar ons is ook hier met gespitste ore, omdat ons weet dat U met ons wil praat. Dat ons ook die stem van Hom wat op die troon sit, vanoggend sal hoor. Wanneer ons uit die Bybel lees en wanneer die Heilige Gees in ons harte met ons praat. Daarom is ons gebed vanoggend, kom, Heilige Gees. Kom vul ons harte. Maak oop ons verstand, sodat ons U kan hoor en weet wat U wil is vir ons lewens. Amen. Die boek Openbaring gaan oor 'n visioen wat Johannes op die eiland Patmos gesien het. Deur hierdie visioen kry ons 'n blik op dit wat besig is om agter die skerms te gebeur. Johannes ontvang 'n openbaring van God oor hoe God se raadsplan vir hierdie wêreld lyk. Ons sou kon sê Openbaring gee vir ons so 'n kykie in die binnekamer van die beheersentrum van die heelal. Nou ons is tans in daardie tweede bedryf van Openbaring, wat soos 'n drama op die verhoog afspeel, met die klem op God se teenwoordigheid in die heelal. Openbaring 4 van 2 weke gelede en hoofstuk 5 moet as 'n eenheid saam gesien en gelees word. Julle sal onthou, dit het begin in hoofstuk 4 vers 1, wat Johannes 'n deur gesien het wat in die hemel geopen is, en hy hoor hoe God hom met 'n harde stem roep om te kom kyk wat hierna moet gebeur. En nou bevind Johannes hom in die hemel. Hy staan in die raadsaal van God. En daar sien hy vir God die Vader wat op die troon sit. Hy sien God in sy almag en sy heerlikheid. Hy sien God as die skepper van alles wat in liefde heers oor mens en oor dier. Hy sien ook die Heilige Gees wat voor die troon is. Maar interessant genoeg, hy sien nie vir Jesus nie. Jesus is nie in Openbaring 4 nie. Nou waar is Jesus? Ons weet dat vir 'n baie kort tydjie in die heelal se geskiedenis is Jesus nie in die hemel nie, want hy's op die aarde. Nou weer iets daaroor. Rondom die Vader, om die troon, is daar 24 ouderlinge en 4 lewende wesens. Johannes bevind homself in 'n hemelse erediens. 24 uur van elke dag, sonder om moeg te word of te rus, is die ouderlinge, simbolies van die hele kerk, al God se kinders, en die lewende wesens wat simbolies is van die hele skepping, is hulle almal besig om God op die troon te loof en hom te aanbid. Ek dink dit is die doel van die skepping. Dis die doel van die kerk,
om God in sy eer en heerlikheid te aanbid. In Openbaring 5 is Jesus op pad terug hemel toe. Johannes sien 'n nuwe figuur tussen die troon en die ouderlinge staan. Maar net eers, daardie visioen van die troonsaal en die hemelse erediens, wat in hoofstuk 4 begin het, gaan nou voort. Maar hierdie wonderlike, rustige toneel word vir 'n oomblik versteur. Hoofstuk 5 vers 1. Ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boekrol gesien. Aan die binnekant en die buitekant volgeskryf en met 7 seels goed verseël. Nou net gou, die boekrol bevat die toekomsplan vir die ganse heelal. In sy sterk, belangrike regterhand hou God sy plan, sy agenda vir die wêreldgeskiedenis vas. Die getal seels waarmee die boekrol verseël is, 7, sê vir ons dat God iets met hierdie boekrol te doen het. Met sy plan om verlossing en oordeel, sal ons sien, in die toekoms te ontplooi, neem God met sy kragtige regterhand beheer van alles wat was en wat is en wat kom. Hy bepaal die agenda en die verloop van die heelal se gebeure. Dit is die betekenis van die boekrol in God se hand. Maar nou moet iemand hierdie boekrol oopmaak. Die seels moet een vir een gebreek word, sodat daar elke keer 'n groter deel van die boekrol leesbaar kan word. God se goeie plan vir die toekoms hang af van die bekendmaking van dit wat in die boekrol staan. Wie gaan hom oopmaak? In die destydse wêreld is engele en hemelwesens geassosieer met krag en met mag. En daarom skep 'n mens amper moed wanneer vers 2 begin met die woorde: Ek het ook 'n sterk engel gesien, wat met 'n harde stem uitroep: Wie is waardig om die boekrol oop te maak en die seels daarvan te breek? Niemand. Nie in die hemel, nie op die aarde, nie onder die aarde, was egter in staat om die boekrol oop te maak of daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil, omdat daar niemand gevind kon word wat waardig is om die boekrol oop te maak of daarin te kyk nie. Johannes besef dat die sterk engel toe glad nie so sterk is nie. Die seels, of kom ek sê eerder, iemand wat deur sy eie optrede waardig is, moet die seels breek en die boekrol oopmaak. Daar is egter niemand wat sterk genoeg is om dit te doen nie. Nie eers die sterkste engel in die hemel, of die magtigste koning, of profeet, of apostel op die aarde, kon dit waag om die seels oop te breek. Nou moet jy weet, daar is al laas keer in hoofstuk 4, aan die begin, vir Johannes gesê, hy moet opkom, sodat hy kan sien wat hierna moet gebeur. En intussen het die spanning nou opgebou, en het hierdie verwagting so sterk gegroei, dat ons God se openbaring gaan sien. Maar nou kom alles tot stilstand, omdat niemand na vore kom, om wat die seels kan breek, sodat almal kan sien wat die toekoms inhou. En dan doen Johannes iets wat verbode is in die hemel. Hy bars in trane uit. Daar's mos 'n bordjie, huil verbode in die hemel. Dit staan later in Openbaring. Maar hoekom huil hy so?
Onthou nou, Johannes het die voorreg gehad om te sien hoe dinge in die hemel lyk. Dat daar harmonie en vrede en geluk by God is. Dis wat hy vir ons in Openbaring 4 van vertel het. En nou moet dit wat in die hemel waar is, ook deurgevoer word na die aarde toe. En die oopmaak van die boekrol was die sleutel om dit te laat gebeur. Die idee was dat soos wat die boekrol by die goeie en die gelukkige afloop van die geskiedenis oopgerol word, dinge op aarde sal verander. En God se goeie plan vir ons in werking gestel en uitgevoer sal word. Maar nou kan dit nie meer gebeur nie. Johannes weet dat as die boekrol nie oopgemaak word nie, regeer God nie. Dan is sy raadsplan op aarde nie in werking nie. En as ek sien hoe stikkend hierdie wêreld van ons is, en ek sien hoe gebroke die mensdom is, en ek besef watter verskil die goeie God se teenwoordigheid by ons sou kon maak, hoe 'n lewe van harmonie en vrede en geluk saam met God alles beter sou maak, kan ek Johannes se trane van teleurstelling verstaan. Maar dan lees ons in vers 5. Toe sê een van die ouderlinge vir my, hou op huil. Kyk, die leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid, mens kan ook vertaal uit die afstammeling van Dawid, het oorwin, sodat hy die boekrol en die 7 seels daarvan kan oopmaak. En ek het tussen die troon en die 4 lewende wesens, en tussen die ouderlinge, 'n lam, soos een wat geslag is, sien staan. Hy het 7 horings en 7 oë gehad, die 7 geeste van God, wat oor die hele aarde heen uitgestuur is. En hy het nader gegaan, en die boekrol geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Een van die ouderlinge voor die troon, wat nog die heeltyd 'n getuie is van die drama wat hier voor sy oë afspeel, vra vir Johannes om op te hou huil. Johannes, alles is nog nie verlore nie. Daar is iemand, op grond van dit wat hy gedoen het, wat waardig genoeg is om die boekrol oop te maak. Daar is iemand wat deur sy optrede die prys betaal het om God se plan in werking te stel. Jesus Christus, die leeu van Juda, het oorwin. En deur sy oorwinning is hy waardig om die boekrol oop te maak. Dis die goeie nuus. God se plan is dat hy hierdie wêreld wil red en dat hy ons kan red. En dan kom die groot verrassing oor hoe hy ons red. Johannes het waarskynlik 'n heldefiguur verwag. 'n kragtige held, 'n sterk persoon, 'n leeuefiguur wat hierdie boekrol kan oopmaak. Maar wanneer hy dan in vers 6 kyk, soos wat hy aangesê is om te doen, dan sien hy tussen die troon en die ouderlinge nie 'n leeu nie, maar 'n lam staan, soos een wat geslag is. Julle, dit is pragtige beeldspraak wat Johannes hier gebruik. Die leeu is die lam. Hy oorwin nie soos die aardse konings met wapens op 'n militêre slagveld nie, maar met liefde op God se bestemde slagplek. Hy het nie gekom om ander te slag nie,
maar om self op Golgotha geslag te word. Vers 5 sê, dat die leeu, wat 'n lam is, reeds oorwin het. Jesus Christus het deur sy sterwe aan die kruis en sy opstanding uit die dood, die Satan oorwin. Volgens Openbaring is dit die fokuspunt van die mensgeskiedenis. Jesus is die lam. Hy lewe. Die 7 oë sê dat hy alwetend en alomteenwoordig is. Deeglik bewus van alles en almal in hierdie wêreld. Die 7 horings sê dat hy volkome en volmaakte mag het. Hy heers vir ewig oor die heelal. Net hy het 'n invloed op die lewens van mense. Kyk net hoe mooi word 2 eienskappe van Christus, wat oënskynlik lyk asof hulle teenstrydig is met mekaar, hier saamgevoeg. Hy is die koning, die leeu, maar nie anders nie, as deur die kruis heen, soos 'n lam. Die gedeelte beskryf die uniekheid van Jesus Christus as die enigste verlosser vir hierdie wêreld. Slegs Jesus Christus kon die boekrol by God neem. Slegs hy is waardig om God se meesterplan vir hierdie wêreld tot uitvoering te bring. Die beheer oor en die ontplooiing van die wêreldgeskiedenis behoort aan hom. Hy hou die leiersels van die geskiedenis in sy hand vas. Al sien ons nie altyd hierdie heerskappy van Christus nie. Al maak hierdie stikkende wêreld dat ons soms twyfel en wonder en dink dat ons uitgelewer is aan watter mag ook al in die wêreld. Al maak die lewe dat ons partykeer vra na God se heerskappy, kan ons weet dat Christus die wêreldgeskiedenis, my en jou geskiedenis ingesluit, in sy hand hou. En nou dat die spanning gebreek is, bars daar 'n lofprysing los in 3 lofliedere van vers 8 af. Toe hy die boekrol neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neergeval. Elkeen het 'n lier en 'n goue bak vol reukwerk wat die gebede van die heiliges is, vasgehou. Ek gaan nie vandag daaroor praat nie. Hierdie wierookbak wat die gebede van die gelowiges is, kom weer in hoofstuk 8 ter sprake. Dan sal ons terugkom hiernatoe. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boekrol te neem en die seels daarvan oop te breek, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God gekoop het, uit elke geslag en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal as konings oor die aarde heers. Toe ek weer kyk, hoor ek die sang van baie engele rondom die troon, en van die lewende wesens en die ouderlinge. Daar was 10.000 maal 10.000, 1000 maal duisende, wat met harde stemme uitroep, waardig is die lam wat geslag is, om die krag en die rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof te ontvang. En ek het die hele skepping in die hemel, op die aarde en onder die aarde, op die see en alles wat daarin is, hoor uitroep aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die sterkte vir ewig en ewig.
Die 4 lewende wesens het ook uitgeroep, Amen. En die ouderlinge het neergeval in aanbidding. Die hele kerk en die ganse skepping val in eerbetoon en aanbidding voor Jesus Christus neer. Hulle is oorstelp van vreugde, want die regte persoon wat waardig is, het na vore gekom om die toekoms oop te vou. Jesus Christus se kruisdood het die hele geskiedenis van hierdie wêreld in 'n nuwe rigting gestuur. Hulle jubel dit uit, dat Christus as die lam geslag is. Met ander woorde, hy het die straf en die vervloeking van ons sonde gedra. Hy het versoening tussen God en die mense gebring. Hy het ons in 'n nuwe verhouding met die Here geplaas. Die lam wat geslag is die verlossingssleutel waarmee God die nuwe wêreld oopsluit. Met sy bloed het hy mense vir God losgekoop. Net soos 'n losgekoopte slaaf in die Bybelse tyd deel van sy eienaar se huishouding geword het die lam ons losgekoop en ons deel gemaak van God se familie. En die effek daarvan is dat ons deel in God se alleenheerskappy. Vers 10 sê dat ons 'n koninkryk vir God gemaak is en dat ons saam met hom op die aarde heers. Daar staan ook ons is priesters gemaak. Priester se werk is om te dien en te aanbid. Die hele skepping en die hemelkore saam met die verlosters, almal bring ewige lof en eer aan God. Die fokus van die lofprysing is op die verhoogde status van Christus aan die regterhand van die Vader. Slegs hy is waardig om geprys te word. En ons word opgeroep om vandag en elke dag, ook elke Sondag in die erediens aan hierdie lofprysing deel te neem. Lof is eintlik al wat ons, wat niks is nie, en niks het nie, kan bring na hom toe, wat alles het, en oor alles beskik. Ons hele lewe behoort 'n loflied voor God se troon te wees. Al hierdie woorde wat gesê word, of wat gesing word, van God se koninkryk in die hemel, moet dan ook iets daarvan, moet dan ook in ons lewens op aarde begin sigbaar word. Kyk, as ons in die Onse Vader gebed bid, laat u koninkryk kom en laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde, dan behoort iets van hierdie hemelse lied ook deel te wees van die lied wat ons met ons lewens op die aarde sing. As die hemelse koor sing, dat al die krag en al die rykdom en al die wysheid en al die sterkte en al die eer en al die heerlikheid en al die lof aan die lam toe kom, is die vraag wat elkeen van ons onsself behoort af te vra. Watter plek neem hierdie lied in my lewe in? Kom ons maak dit baie prakties. Ons sing dat al die krag en al die sterkte en al die wysheid aan Jesus Christus behoort. Watter plek gee ek aan die krag en die sterkte en die wysheid van God in my lewe?
Soek ek werklik na God se wysheid? Vertrou ek God vir sy krag en sterkte? Of maak ek maar net op my eie insigte en krag en vermoë staan? Ons sing dat al die rykdom Jesus Christus toekom. Leef ek dit ook so, wanneer dit kom by my beursie, en my bankrekening, en my besittings, en my beleggings? Watter rol speel die eer en die heerlikheid en die lof van God in my lewe? Eer en aanbid en besing ek genoeg die grootheid van God in my persoonlike lewe, maar ook in my kerklike lewe? Of streef ek maar net na eie eer, selfverheerliking en die lof van ander? Ons sing dat die lam ons 'n koninkryk van God gemaak het. Leef ek op die aarde vir God se koninkryk, vir God se saak, of leef ek net vir myself? Ons sing dat Jesus ons priesters vir God gemaak het. Priesters moet dien. Dien ek die Here met my lewe en my tyd en my geld en my energie? Of dien ek net myself en my eie belange? Ons sing dat ons saam met God as konings oor die aarde heers. Lyk my lewe soos 'n lewe waarin God regeer en deur wie God se lig deur wie God sy lig in die wêreld laat skyn? Sien mense in my so lyk 'n lewe waar God regeer? Openbaring 5. Die lam wat geslag is, het na vore getree, hy het die boekrol geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En nou is die tafel gedek. Die toneel is ingekleef vir die oopbreek van die 7 seels en die oopmaak van die boekrol, sodat die ontvouing van God se plan van verlossing en oordeel kan begin. Maar daaroor gesels ons volgende week. Amen. Drie-enige God, ons het eintlik nie ander woorde as dit wat Openbaring 4 en 5 oor U sê. U is heilig, U is die een wat was en wat is en wat kom. U is waardig om al die lof en al die eer en al die aanbidding te ontvang, al die krag, al die sterkte, al die wysheid. Dan besef ons, Here, hoe klein ons is. Hoe min krag en wysheid en sterkte daar in ons is. En is ons eintlik verwaand wanneer ons die leiersels van die lewe in ons eie hande wil neem. Here, ons kniel saam met die ganse kerk en die hele wêreld, die skepping voor U en sê U is waardig. Here Jesus, U wat aan die kruis gesterf en uit die dood opgestaan het. U is die een wie se plan met hierdie wêreld en met ons moet uitspeel. Nie ons plan.
Here, ons wil terugtreë in u hand in, omdat ons weet dat dit verreweg die beste plek is. By u, Here, vind ons vrede, wanneer die Bybel vir ons sê, dat nou, op hierdie oomblik, leef hy wat op die troon sit, en die Lam, en die Gees van God voor die kandelare. Ons sien u nie met ons gewone oë nie, Here, maar ons weet u leef. Ons verstand is te klein om dit te probeer begryp. Maar u is in beheer van hierdie wêreld en sy geskiedenis. Ons wil krampagtig daarin vasklou, Here, aan ons geloof, want net dit maak sin. Net dit gee vir ons vrede. Ons wil u met ons lewens loof. Lewens wat ook maar vol krake en foute en gebreke is, maar Here, soos wat ons kan, na die allerbeste van ons vermoë, wil ons u loof en prys met ons lewe, met dit wat ons doen, met dit wat ons sê, met die manier hoe ons dinge hanteer, met die manier hoe ons dink en besluite neem. Alles gaan oor u. En ook in hierdie oggend wil ons as gemeente saam aan u al die lof en die eer toebring. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.